2 Korintiërs, hoofstuk 3. Hoofstuk 3. Ons gaan so 'n bietjie Bybel lees vandag. Wat doen die Bybel? Wat gebeur as jy die Bybel lees? Kan jy die Bybel maak jou skoon, jou siel. Jy weet dat jy is 'n drielerige mens, nee. Jy is 'n gees. Jy weet jy is 'n gees. Jy het 'n siel en jy woon in 'n liggaam. Ja. Dit is ook om die graf te gaan opgaan. Want die siel keer terug is die bloed. Die siel is in jou bloed. Maar jou gees gaan nie in die grond op. Jou gees gaan paradys. Soos die man aan die kruis, waar rechts van Jesus. Ok, so maar die siel wat Sondag, die moet sterwe. So die siel is jou sintuie. Ja? As jy wedergebore is jou gees in Christus. Hy leef nie meer nie, wat hy nou leef hy in Christus, dis skrif. Maar jou siel kan nog sonde doen. Jou siel wat vir jou sê, want siel is jou sintuie. So jy is jou sintuie wat vir jou sê, nou word ek kwaad vir die taxi ry. En dan moet jy belei, anders te gaan hy sonde voor jou staan. Jy rekenskap gee, dit wat jou siel gedoen het, nie jou gees nie. Hoe kan jou gees rekenskap gee oor iets as hy in Christus is in die leven? Maak het sin vir julle? Yes. Doch ek het net weer ingekom. Ja. So hy siel wat sê, ek wil nie kerk toe gaan. Hy sê vir my, ek gaan met jou maak soos wat Paulus met syne gemaak. Hy het homself as 'n bokser in die openbaar te lyf gegaan. Hoe lyk het as jouself begin slaan? Kan? Dis 'n vreeslike slaan. So 1 Korintiërs hoofstuk 3 en ek wil hê ons moet lees vers 17. En daar staan geskrywe, die Here is die Gees. Hoor net dan wat sê hy vir ons. Die Here is wie? Wat 'n Here is dit? Is die Gees hoofletter of kleinletter in jou Bybel? So wie is die Here? Hy is die? Vir die wat gewonder het. En God is een. Amen. So die Here is die Gees. Die Gees staan nie los van Jesus nie. Het staan nie los van die Vader nie. Ons weet ons nou, en ek het baie gesê, Jesus is kom uit die boesem van God, en dit staan in Johannes hoofstuk 1, nee, vers 1. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Vers 14 sê die woord het vlees geword, en onder ons kom woon. En net, hy, Jesus, het God gesien, want hy kom uit die boesem van God uit. So woorde, ons woorde is nie woorde, tensy jy hom klank gee. So Godse woorde klank geword en in hulle gaan kom woon, dis eintlik wat hy sê. Amen. Maak het meer sin. Ja. Hoekom het die, ek weet nie hoekom hy leer met die kant nie, maar hoekom het die Here aan die kruis gesê, my God, waarom het jy my verlaat? As hulle net een is. Weet jy nou hoekom? Al die sonde was op hom geplaas, God kan nie in 'n sondige liggaam woon nie. Dis 'n offer, daai offer is betaal, het die prys betaal. In die Ou Testament is hulle offer gevat het en het hom op 'n offeraltaar gesit en hom geslag. Dan was die offer die prys. Jou sonde is op Jesus gesit en hy sonde is op die kruis vastgenaal en hy sonde, die siel wat sondig moet sterwe. Nee, daarom moes hy sterf. Aan die kruis van Golgotha, hy moes sterf en hy moes in die graf gaan, so dat bou kom. Sodat hy kon opstaan en ons saam met hom vandag in 'n tweede opstanding kan glo en sê, Here, ons wil saam met U opstaan. Wanneer jy ons kom haal, gaan ons opstaan. Hy is die eerste, die Bybel sê, hy is die eerste een uit die dode uit, so jy is dalk die tweede. En daar is ander wat opgestaan het, toe hy opgestaan het, die grafte het opgegaan en hulle self in die stede gaan vertoon, sê die Bybel. Want Jesus is die eerste een wat opgestaan het. En hy het vir ons moontlik gemaak. Dus hoekom jy nie bose geeste kan oproep nie. Jy weet, daar is nie 'n ding soos 'n gees, 'n verstorwene gees, of glasie, en nou praat daar iemand met jou, en as dit ooit met jou gebeur het, of jy het gedoen het, bestraf dit, en bely dit voor God. Want dit bring 'n binding op jou en op jou kinders. Bely dit voor die Here en laat staan en sê, Here, ek bely dit, en ek gaan dit nooit weet. Ek gaan nie eens luister na iemand wat daar in Palm te wees.
Dit is uit die poort van die hel. Hoekom kan hulle nie geeste oproep nie? Die Here het die sleutels van die dood en die dood. Die Here het die sleutels van die dood en die doodryk gaan uithaal by die duiwel gaan afval. So nou kan Saul nie meer vir Samuel oproep nie. Samuel is in die paradys. En Jesus het daai sleutels. So as iemand sê, hoor, jy moet oorgaan aan die ander kant toe en kom hoor wat sê jou oupa en jou ouma en al die lieg is 'n bose gees. Dink jy die duiwel het nie jou pa en jou oupa geken nie? Hy leef langer as hulle. Hy ken hulle almal, elke dingetjie wat hulle gedoen. Hy kan hulle ook naam maak. Die geweet hy kan hulle naam maak. Ja, hy kan dit ook doen. ChatGPT kan hy vir jou sing. Mooie stem as jyself. Dis satanisties. Moenie dit toelaat nie. Kijk, ons gaan na die skrif toe. Hy sê, die Here is die gees, hy is hoofletter gees, sê hy daar. En waar die gees van die Here is, daar is vryheid. So die gees, vryheid in die Here beteken, wat beteken dit? Ons handhaaf nie meer die wet nie. Ons handhaaf vryheid in die gees. Die wet, die vloek van die wet kan nie meer oor jou wees nie. Jy het geweet. Die oomblik as jy Jesus Christus aangeneem het en jy het hom aangeneem as God en saligmaker, kan die vloek van die wet nie meer oor jou wees nie. Behalwe as jy uit die geloof uit beweeg, dan sit jy jouself onder die vloeke. Dis wat die Bybel sê. Ons het die naweek het ons met iemand oor gepraat wat sê, Romeine hoofstuk 8 vers 1 sê, daar is dus dan nou geen veroordeling meer vir die wat in Christus is, wat nie na die vlees nie, maar na die gees lewe, want daar is vryheid in die gees. So ek hoef nie meer bang te wees oor dit wat ek verkeerd gedoen het, die wet kan nie meer oor my heers nie, hoekom nie? Want ek het die vryheid van die gees, van die wet van daar dieselfde gees sê, dat hy maak my vry van die wet van die sonde en die dood. Net voordat verduidelik Paulus, hy sê dit vir 'n rede, hoekom sê hy daar? Daar is dus nou geen veroordeling. Dat ons nou maar net kan sonde doen en ander doen met ons speletjies speel en al die goed, nee. Dis nie hoekom hy sê juist daar. Hy verduidelik dit daar, hy sê dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Wie doen daai dinge? Die siel. Die siel is nie die gees nie, die wet van die gees van die lewe is nie oor die siel nie. Jy moet jou siel, jy moet deur die vryheid wat jy in God het, moet jy vir hierdie siel sê, wat nou net van ouma's kinder, of van ouma wat van my kinder moet sê, vir haar siel sê, hey, stop dit is nie van God af nie. En so maak jy jou siel onderdanig aan jou gees. Jy is 'n baas van jou gees. Van jou siel. Jou gees is 'n baas van jou siel. Want jou gees word deur wie gelei? Ek hoop so. Die Heilige Gees lei ons gees, en ons gees moet ons siel beheer. Dis wat heiligmaking is. Nou as my siel vir my sê, luister, ons gaan met hierdie naweek braai en ons gaan hier by hierdie ou en daai ou en ons gaan 'n lekker bier drink en al daai goede, dan sê jy vir jou siel, jy gaan dit nie doen nie. Weet jy hoekom nie? Hoekom nie? Hoekom moet jy nie al hierdie goed doen nie? Jy mag nie gelijkvormig word aan die wêreld nie. Wat sê ding is nie? Dit is die tempel van die Heilige Gees. Ek kan ons nie met 'n vuil tempel hier kom en my hand op iemand lê en sê, hey, laat die Here jou gesond maak. My tempel is vuil. Ons het verlede week het ons gesien, jy weet voor verlede week, het ons gesien in die begin, het die Here gekom, die Bybel is so mooi kronologies en al die evangelies is kronologies net so geskrywe. Eers was ons blind. Hy skryf aan die blindes van Jerigo. Wat het hy met hulle doen? Hy het hulle oë opgemaak. So toe jy blind was, jy neem die Here, jy wil die Here Jesus aanneem, maak hy jou oë oop vir wat? Vir al die dinge wat jy verkeerd doen en al die dinge, hy wys vir jou, hierdie dinge is in jou lewe verkeerd, al hierdie dinge, nou kom jy in die kerk en jy kom bely dit, come as you are, ons sing jy bely dit, en dan wat is die tweede opskrif gewees? Karel? Hy reinig jou tempel. Dis die volgende opskrif in jou, in net so. So eers het hy Jerigo's, die blinde se oë oopgemaak, dan kom hy neem intrek in jou lewe en hy maak hierdie tempel skoon. En dit help niks, jy leef in die week, soos jy wil leef en jy laat jou tempel maak wat hy wil, in jou siel, maar nou hoef jy nie vanaand hier te sit met 'n allerheilige gesig nie.
Want as jy die hele week die tempel van die Heilige Gees verontreinig het, hoekom wil jy nie die kerk kom verontreinig? Dan kan ons maar hier ook vloek en skelm te keer. Nou jy die boodskap van my aan. En dan nadat hy jou gevul het met sy Heilige Gees, nie Heilige Gees nie, maak die tempel skoon, wat soek hy dan by jou? Gehoorsaamheid. En dis die opskrif van die volgende opskrif gewees, want nou julle net toe sê hy soek, daar was 2 seuns. En die vader het die 2 seuns opdrag gegee om iets te gaan doen, wat? In sy wingerd. In wie se wingerd werk ons? Die Here vertel hier die verhale, hy het net so gedoen, die Here het op aarde geloop, nie een tree gegee sonder 'n doel. Dis hoekom die Bybel so geskryf is. En hy gee vir sy 2 seuns opdrag en hy gaan sê vir hulle, gaan doen dit in my wingerd. Met ander woorde, gaan bietjie na daai ene toe wat sukkel met die 2 kindertjies en gaan bedien hulle bietjie en vertel hulle dat Jesus het hulle lief. En nou sê die een seun, hy wil nie gaan nie, hy gaan ook nie gaan nie. En die ander een sê, ek sal gaan, maar hy gaan nooit nie. Maar die een wat gesê het, ek wil nie gaan nie, kry berou en hy gaan toe uiteindelik en hy gaan werk in die wingerd van God en hy maak die wingerd mooi skoon en hy bedien die mense daar buitekant. Hy sit nie net die kerk nog te bly. Wat se gehoorsaamheid is dit? Dis die een gehoorsaamheid. Wat is die ander vrug wat hy by hom soek? Nie net gehoorsaamheid nie, wat is die vrug van gehoorsaamheid nog? Die doop. Jy moet jou bekeer, dan moet jy laat doop. Hy sê vir Nicodemus, hy sê, sonder dat jy weer water en gees gered is, kan jy die koninkryk van God nie ingaan nie. Water en gees, baie kerkpredikante en TV-predikante sê, hy sê gou agter my aan, ag liewe Jesus, vergeef my sondes, en al die goed is klaar, okay, nou is jy deel van die familie. Dis alleen. Jy het nou eens 'n besluit gemaak om jou rug te keer op dit wat jy verkeerd gedoen het. Nou kom die Here, dis waar jy blinde oog ook gemaak is. Wat van nou die tempelreiniging? Wat dan nou van die gehoorsaamheid, die stap van gehoorsaamheid waar jy moet gedoop word? Hoekom het die Here Jesus homself laat doop deur Johannes? As hy nie wil hê jy moet dit doen nie. Wees dan navolgers van Christus, sê Paulus, soos wat ek 'n navolger is van hom. So jy moet jou bekeer en jy moet jou laat doop. En jy kan nie gedoop word met 'n verkeerde doop nie. Ja, as jy verkeerde doop gedoop word, kan jy nie die Heilige Gees kry. Kan jy nou al sê. Veral as hulle nie die Heilige Gees in jou bekend stel. So dit nie meer. Jy moet gedoop word, want in die Nuwe Testament het al die disippels hulle mense gedoop, en toe kom hulle later by 'n groep mense uit, en hierdie groep mense sê vir hulle, maar hoekom praat julle mense in tale en is hulle gevul met die Heilige Gees, en ons weet nie eens van die Heilige Gees nie. En toe, wat het gebeur? Die hande opgelê, hulle vertel van die doop van Jesus Christus, halfwees nie, want jy moet 'n navolger wees van Christus. Hoe word jy navolger van Johannes in die Ou Testament? In die Nuwe Testament. Deur gedoop te wees deur Johannes. As jy navolger is van Jesus, dan word jy met die doop van Jesus Christus gedoop. En as jy met die verkeerde gedoop is, en jy ken nie dat jy gevul mag word met die Heilige Gees nie, gaan jy nooit die Heilige Gees kry om jou te lei in jou lewe. Jy gaan die hele tyd dink die Heilige Gees lei, en ons het 'n gees wat net soos 'n engel van die lig kom in jou lei, en is dalk die verkeerde gees. Want hierdie gees is 'n hoofletter gees waarvan ons lees. En as hy in jou is, het jy vryheid. Vryheid van onvergewensgesindheid. As jy onvergewensgesindheid het, moet jy vergewe. Jy kan nie met 'n vergif, jy kan nie loop met iets in jou, jy kan nie gou vir my. Jy kan nie loop met iets in jou teenoor iemand anders en verwag dat die Here jou wat sê nie. Wie wat gaan gebeur? Hoor nou wat hierdie pastoor jou sê. Is nie net jy wat hieroor gaan lei, dis jou kinders ook. Die Bybel sê toe Abraham tiendes betaal, toe betaal hy vir al sy nageslag ook tiendes, asof hy vir hulle almal betaal. Lees die Bybel, lees die boek van Hebreërs. Dis hoekom het belangrik is. Ja, baie mense weerhou hulle tiendes, ons vat gelukkig nie tiendes nie, so vergeet van wat hier staan. Dis nie die waarheid. Jou tiende is eintlik om vir die armes iets te gee.
Of gaan geen by die kerk waar jy aanbid, waar jy voorgestel het. Dis waar jy jou tiende moet gee. Maar as jy nie jou tiende gee, nie beroof jy God. Dis maar ja, jy sê nie geloof. Maar dis Ou Testament. Daar hele Ou Testament, die hele wet en die profete is in Christus. Dit is nie weggevat nie, dit is net in Christus. So gee vir die armes, as jy dan nie in die kerk is nie, of aan die kerk behoort nie, gee vir die armes. Dis wat jy moet doen. So dit is baie belangrik, want die wet van die gees van die lewe in Christus het ons vrygemaak, van die wet van die sonde en die dood. Johannes 4 vers 23, kom ons lees bietjie wat staan daar. Kyk die eerste dag. Klaar, kan jy wat staan daar? Maar wat kom hier, dit is nou, want die ware aanbidders, die Vader, die Gees en waarheidsrade. En die Vader soek ook mense, wat het so aanbid. Ja, want God is Gees. En die wat hom aanbid, moet hom in Gees en waarheid aanbid. En hier kom die Here Jesus, hy sê dit vir wie hier? Vir die Samaritaanse vrou. Kyk die opskrif. Ja. Hy sê, die uur is nou, wanneer wat gaan ons doen? Ons gaan die Vader aanbid in? Jy kan God nie aanbid met jou vlees nie, vergeet het, jy kan nie behaal. Jou vlees is maar net een instrument. Moet om met jou gees aanbid. Ons gaan nou kyk, wat moet jy doen om in die gees te kom? Dit reg. Die liggaam, alles in die heelal draai om 3 woorde. In die hele heelal, alles in jou lewe draai oor 3 woorde, net 3 woorde. Die eerste woord wat ek wil noem is danksegging. Sonder danksegging kan jy maak net wat jy wil, jy kan nie naby Jesus kom, jy kan nie eens in die gees kom. Die tweede woord is lofprysing. Jy moet kom met danksegging en lofprysing wanneer jy naby aan God wil kom, naby aan Jesus. Die laaste ene is aanbidding. Wat is danksegging, lofprysing en dan moet jy God aanbid. Anders gaan jy nie naby die Here kom nie. In die Hebreëse taal is daar geen woord soos dankie nie. Die Hebreëse taal ken nie die woord dankie nie. Dis 'n eerder, weet jy hoe word dankie gesê in Hebreëus? Ek gaan gou vir julle wys. Kom jy nou. Ek gaan vir my vrou dankie sê. Weet jy hoe word dit in Hebreëus gedoen? Ek kan nie meer straat. Staan nie hoor. En is dit te pot. Ek weet beleving maar aan deze. Aankondiging. Dis hoe jy dankie sê. Jy maak 'n aankondiging. Hierdie vrou, jy sê nie dankie, hierdie vrou het vandag vir my 'n bord kos gegee, wat vir niks skrik nie. Ek het geëet en geëet en geëet en geëet. Ek kon nie ophou nie, dat hierdie vrou is 'n fantastiese vrou. Dis die manier hoe jy moet sit. Voor jy groot kop. Dis so in die Hebreëse Bybel, die woord in die Bybelse tyd. En nou nog vir iemand dankie sê. Jy maak die persoon wat iets gedoen het vir jou bekend aan mense en vertel wat het hy gedoen. So wat sê ons dan nou? Hoe sê ons dankie vir Jesus? Getuienis. Getuienis is reeds die eerste stap om Jesus in jou midde te kry. Wat gebeur elke Sondag in die kerk? Voor ons dienste doen. Ons getuig. Want Jesus kom en hy kom haal sy glorie self. Niemand vat sy glorie by hom. En dan weet ons, hy is nie net sê hy, wat 2 of 3 in sy midde by mekaar kom daar, 2 of 3 by mekaar kom daar sê in ons midde nie. Hy manifesteer dit, want hy kom haal sy glorie. Dan maak die mense gesond. Want waar Jesus inkom, hardloop die duivels weg. Sê dit geniet. Waar die Jesus inkom, hardloop die duivels weg. Sê maar nie, Here, bly net bietjie weg, ons wil nie nou al veroordeel word. Het jy nou al gekom ons om in die hel te gooi? Nee. Hulle hardloop weg. Dit het toe die Bybelse tyd gedoen. Nou het hy opgestaan. Nou leef hy binne in my. Nou sê die Bybel vir my. En hulle sal in 7 paaie voor jou uitvlug. Want is die wet van die gees van die lewe. In 7 paaie, Irene,
As hy binne in jou is, dan vlug hulle in 7 paaie voor jou uit. Daar's baie, gaan praat met die wêreld, gaan praat met enigiemand. Jy het 'n haarsalon. Nee. Elke een wat jy daar ontmoet is, en jy vra vir hom, ken jy die Here? Is jy Christen? Wat sê jy? Almal sê hulle is Christen. Maar wat as jy van vra? Leef die Here in jou? Daar is 'n verskil. Jy sien, want as die Here in jou leef, as Jesus binne in jou leef, dit maak die verskil teenoor iemand wat sê, ek het hom ontmoet. Jy kan nie vanaand in 'n garage gaan slaap en dan word jy 'n kar. Jy kan nie. Jy moet 'n engine kry. En 'n body. Jy kan nie die Bybel lees en dink, nou is jy Christen nie, of een keer kerk toe gaan en nou dink jy, ek was in die kerk, ek is 'n kind van God. Nee, is nie. Hy sê, as jy God aangeneem het, het jou mag gegee om 'n kind van God te word. Jy is nog nie. Jy is nog nie een nie. Jy is nou maar net eers deur die wil van die Vader, sê die Bybel. As God jou nie getrek het nie, kan jy nie eens gered word. En net die feit dat jy voel die trane loop in jou oë en jy sê, al hierdie dingetjies en al die mooi dinge wat in die dienste gebeur, en dan skielik dan voel jy, ek wil my hart vir die Here gee. Dis omdat God jou trek, is nie eens uit jouself nie. Want uit genade is ons gered. Nie uit die werke uit nie, maar deur die geloof. So, daar is nie 'n woord soos dankie nie, en as daar 'n woord is, dan beteken daai woord om daai persoon vir wie jy dankie te sê, bekend te stel aan die mense. Wat is daar as redes vir dankbaarheid? Ons redding is nie ontvlugting van die hel nie, maar veel eerder 'n voorreg om met hom gemeenskap te hê vir ewig. Salvation in Engels is not just escape to hell, but appreciation of the privilege to enjoy fellowship with him. Lees gou vir my, wie kan gou oopmaak en ons kyk die eerste dag. Wat? Nou sê ek wil lees vir ons. Levitikus 22 vers 29. Is jy nou? Lees ons vir my in Afrikaans. En as julle loofoffer aan die Here bring, moet julle dit so offer dat julle weggevaardig kan bevind. Lees ons vir my witte Engelse woord. Ek wil net die verskil veel. Lees vir Afrikaans, daar bring jy my na toe. 22 vers 29. Wat het gesê? Ja. Nee, ek wil lees Afrikaans nie. Ons wil dit vergelyk. En as julle 'n lofoffer aan die Here bring, moet julle dit so offer dat julle welgevalle kan vind. Wat sê die Engels? And when you offer a sacrifice of thanksgiving to the Lord, offer it of your own free will. Groot verskil, nee? Dit moet uit jou hart uitkom. Jy kan nie 'n offer aan God bring as dit nie uit jou hart uitkom nie. Dis hoekom die mense self in die Ou Testament nie self offer kon bring nie. Daar moes 'n hoëpriester gewees het en die hoëpriester was uitgekies. Hy was aangestel. En ek glo dat die Here het in daai persoon gewerk, sy hart gewerk, sodat daai persoon, dis maar net die salwing. Ek sal 'n bietjie wegstaan. Daai persoon moes sy lewe moes so wees dat hy vir die volk 'n offer kon bring. Jesus sal offer vir my en jou sondes. En sy offer vir dit wat ek en jy verkeerd het, uit sy hart uitgekom. Ons hou elke aand nagmaal, ek en my familie. Want ek wil deel wees van Jesus. Verstaan jy? En gisteraan toe ons nagmaal hou, toe kon ek dit nie meer,
uithou nie, want hoe kan jy, dink hier aan, dink net hier aan, dat Jesus moes die aand voor sy kruisiging, die broodjie vat, die een wat die middelste broodjie in die sakkies wat daar was, moes hy vat. Dis die een wat die Jode oor al die jare weggesteek het in die huis. En dan moes die kinders, hoor net hierdie, dan moes die kinders gegaan het, en hierdie broodjie soek. En as hulle die broodjies kry, dan moes hulle terugbring na die tafel toe, na die nagmaaltafel toe. Ons noem die nagmaal, hulle die Passoverfees. Hoor jy, dis 'n profesie. Is 'n openbaring. Wanneer sy kinders, wie is sy kinders? Eers in die Jood, sy volk. As sy volk, sy kinders, nou begin soek en hom kry, gaan hy kom. Dis die skrif. En toe hy die aand daar sit en hy val hy middelbroodjie, weet wat is hy broodjie se naam? Ek het gekom. Ek het gekom. Ek is hier met ander woorde, ek het gekom. Moes hy sit en hy moes geweet, wat hy het geweet. Hy het geweet, anders sou hy, as hy nie geweet het, sou hy nie in die tuin gebid het en gesê, Vader, laat hierdie beker verbygaan. Hy het nie. Hy het geweet presies wat gaan met hom gebeur. Hy het geweet, daar gaan 'n doringkroon op sy kop gesit word. Hy het geweet, hulle gaan sy baard uit sy gesig uittrek. Hulle het geweet, hulle gaan stukke vleis uit hom uitslaan, moet die kat waarmee hulle opgeslaan. Hy het geweet, dat uiteindelik gaan hulle op die hout vastslaan, en boom wat hy laat groei het. Want alles was in sy hande. En toch, wat dink jy het in sy gedagtes aangegaan? Toe hy die broodjie breek, en hy so breek en hy sê, hierdie is my liggaam. Alhoewel ek weet, dat Sarah dalk nie eendag my gaan dien. Maak 'n joke, nie joke nie, ek maak 'n voorbeeld. Sarah is nie so iemand. Of Elise, hy breek sy eie liggaam daar, en hy dink, dat doen het vir Elise. Of 'n Katuska. For purity. Of 'n verkoos van sy, wat my te nagaan kom. Of, hoe moes hy gevoel het, toe hy die broodjie breek en weet, dit is wat ek gaan deel. Vir ons wat hier sit. En dan moet ons weet, dat as ons hierdie offer doen, en hy het gedoen met sy hart uit. As ons 'n offer vir hom bring, doen dit uit jou hart uit, met alles wat in jou is. Nie net met 'n bietjie nie. Wanneer jy 'n offer bring aan die Here, moet asseblief nie daar staan en sê, o berge en dale, is dit hoe jy offer? Of gaan jy 'n offer bring uit jou hart uit? Ons gaan nou sien as ons sing. En nou sien as ons sing. Thessalonicense 1 Thessalonicense 5:18 lees, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God. Engel sê, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Bietjie anders te neem. Let bietjie op wat sê hy in Afrikaans, sê hy, wees in alles dankbaar. Hy dankbaarheid is in jou hand. Engels sê, give thanks. Dankbaar, wees in alles dankbaar, maar wat sê die Engels? Die Afrikaans sê, jy moet binne dankbaar wees, die Engels sê, give, gee, thanks. Ag, asseblief, Here, ek is dankbaar, maar gee my meer. Give thanks for what he has done. Los die dankbaarheid binne in jou, dis eintlik 'n misvertaling, die regte vertaling is in Engels, wat sê, give thanks. Gee dankbaarheid vir God. Met ander woorde, daar is nie 'n woord dankie nie, wat doen jy? Hoe gee jy dankbaarheid? Here, ek wil U loof en prys vir dit wat U doen, vir die mense. Maar nou maak ek bekend wat het die Here gedoen. U het gister het U my bewaar op die pad, Here. Toe ek gery het en ek in huis toe gery, was daar dalk hoeveel ongelukke wat kon gewees het, maar U het my van al hierdie ongelukke bewaar. Waarmee is ek besig as ek dit doen? Ek het 'n dankbaarheid, ek wys my dankbaarheid aan God.
Danksegging as 'n lewenstyl. Die Afrikaanse Bybel sê so oor die Lewiete in 1 Konings 23 vers 30. En om môre vir môre te staan om die Here te loof en prys en net so in die aand. Loof hom in die môre, loof hom in die aand. Met die klinkende simbale. Ek is vals. Dankie Here. 1 Petrus 2 vers 5. Ons moet uit ons geestelike huis geestelike offers bring wat God welgevallig sal wees. Dit is 1 Petrus 2 vers 5. Nee. Die 4 lewende wesens, wat doen hulle? Gee heerlikheid en eer en danksegging aan hom wat op die troon sit. Openbaring 4 vers 9. David sê in Psalm 30 vers 12 tot 13, hy sê, U het my weeklaag verander. Kom ons lees dit gaan. Wie gaan lees dit nou? As ek nie dit sê, die gaan niemand by lees. Psalm hoeveel? 30? Ek is klaar. Wie is nog daar? Sê daar, kom ek sal lees. Psalm 30 vers. U het my weeklaag vir my verander in 'n koordans. Katuska, gaan jy koordans vanaand? Baie. Ja, jy is nie daar sierknol nie. Jy is nou vol van lofprysing en aanbidding. Daai mara bitterheid is nou uit jou uit. U het my roukleed losgemaak en my met vreugde om God. Met vreugde is jy om God. Wie het my daar uitgenoem? En nog iemand? Goed, jy kan nie die deur. Sodat my eer, vers 13, sodat my eer U kan besing en nie swyg nie. Here my God, vir ewig sal ek U loof. Wat sê die Engels? My glory, maar regering beskrywing die woord vir my glorious soul. Jou siel moet God op loof en prys. Maar kom ons kyk wat sê hy Psalm 30 vers 12 tot 13 in die Engels. Gee hom vir my, ek wil hom uit. Ek is 'n Bybelvraat. Ja. Asseblief, King James White. Nee, net alleen. Ja, King James alleen. Ja. Wie wil of my lees? Lees op doen. Daai King James daar is 'n bietjie skeef. Ja. To the end that my glory may sing praise to you and not be silent. O Lord my God, I will give thanks. That's die woordjie wat ek soek. I will give thanks. Gaan aan. Ja, maar lees hom weer. I will give thanks to you forever. Ja. U het my weeklaag van my verander in 'n koordans. U het my roukleed losgemaak en met vreugde omgehit, sodat my eer U kan besing. I will give thanks, sê die Engels. Vers 13, nee. Vers 13 sê, lees hom weer. En die Engels is ons vers 12. O, in Afrikaans is 13. Lees my vers 12. To the end that my glory may sing praise to you and not be silent. O Lord my God, I will give thanks to you forever. I will give thanks to you forever. Jy moet dit gee. Dit moet uit jou binneste uitkom. Hoe het ons nou gesê? Vrywillig. Met alles wat in jou is, nie. Die woordjie thanks, ek wil 'n paar woorde gebruik vir julle leer. Die woordjie thanks in Hebreëus of in Grieks sê eintlik meer yada. Dis wat dit beteken. Meer as 90 keer word hy in die Ou Testament gebruik. Yada, thanks, nee. Dit beteken to hold out your hand with extended hands. To hold your hands, extend your hands. In jou hande nie. So wanneer jy die Here dankie sê, steek jou hande op en sê, Here, ek wil U dankie sê. Hoe het hulle gemaak by die Rooi See toe hulle deur die Rooi See? Die Here is my krag en my besalling.
Wat sê die Bybel in die Ou Testament? Wat het Moses se sussie gedoen? Miriam. Sy en die vrou sit met tambourine en koordans, het hulle God geloof en geprys en hierdie liedjie gesing. Die Here is my krag, hulle hande omhoog. En my psalm, dis Jada. Jada is op die hande in die lig. Nie om hier onder te staan en sê, die Here is my krag en my psalm. Hy lyk nie of hy jou krag en psalm is. Jy lyk suur, jy is nou nie meer Katuska nie. Ja? Katuska. Die Here is my, dit is lofprys in hande. Amen. Amen. Hy het gewonder om gee die Here my na jou. Alright. Barak stand meer as 70 keer in die Ou Testament. Wat is dit? To kneel, to bless God in an act of adoration. Hoeveel keer sing ons? Hoeveel keer het dit in die dienste gebeur? Dat jy nie meer kan staan en bly nie, gaan jy op jou knieë en jy loof en prys die Here. Jou hande is in die lug en jy's op jou knieë. Die feit dat jy op jou knieë gaan is 'n vorm van aanbidding. Lofprys. Danksegging. Dis deel van dit. Die derde een is Todah, an extension of hands by a choir of worshippers give thanks as an offering. Nou doen jy dit as 'n offering. 'n offer. Wat is dit? Dit is 'n beweegoffer voor God. Hulle het dit gedoen in die Ou Testament met takke en allerlei goede. Die Here sê, dis wat ons moet doen. Jy kan nie in die diens staan met 'n hart vol van God. Ons het dit nou gesing. My heart, ons kan dit nie contain nie. I can't contain it. Maar hoe container? Het lyk of ons containers is wat toegesluit is. Of van die shipping containers wat in die see geval het. Maak die ding oop. Laat die Here kan deurkom en oorwinning gee. Lofprys en prys. Maak God sy woning. God maak sy woning na alle prys. Kom ons lees 'n bietjie. Psalm 4:22 vers 4 in Afrikaans. God woon onder die lofsange van Israel. Die Engels sê in 22 vers 3, but thou art the holy, O Lord, of thou art holy, O thou that inhabits the praises of Israel. Kom ons lees 'n bietjie psalms. Ek gaan so 'n paar psalms uitdeel. Carlo, jy kyk vir my Psalm 56 vers 4. Ja, in Afrikaans. Jou pa lees vir my in 56 vers 3 in Engels, wanneer ek julle vra natuurlik. Natasha, jy kan vir my lees in 56 vers 10. Sarah, jy kan vir my lees in Afrikaans 56 vers 11. So Tasha, jy lees hom in Engels wanneer ek vra, nee. Sê vir my wanneer julle daar is. Ja, ek staan. Kyk, ons gee die ander kans, kyk dat almal daar is. Jy daar, Tasha? Jy daar, broer? Jy moet vers 3 lees, 56 vers 3. Is jy daar? Sarah, as jy by vers 10? 11. En Natasha, jy met 10 doen. Kijk, kom ons begin by 56 vers 4. Die hoofrede waarom God ons loof en waarom ons God loof en prys is sy kosbare woord. Van Psalm 56 vers 4. Engels. In God I will praise His word. In God I have put my trust. I will not fear. What can flesh do to me? Is dit nie die liedjie wat ons gesing het nie? Wat vir ons gesing is toe ons begin het nie? I know the plans you have for me in order. Ok, kom ons gaan na vers 3 toe. Afrikaans, Carlo. My vyande vertrap my die hele dag, want baie veg teen my en hoog. Is dit Psalm 56 vers 3? En dan sê hy in vers 4, die dag as ek vrees, sal ek op U vertrou. Dag as ek vrees, sal ek op U vertrou. Amen. Psalm 56 vers 10. Afrikaans. Ja, daar is iemand anders te, Natasha moet dit in Engels lees. In God will I praise His word, in the Lord will I praise His word. Ja. Lees op weer. In God will I praise His word, in the Lord I will praise His word. Amen. Sarah? Kan ek 10 en 11 in Afrikaans lees? Ja. Dan sal my vyande agteruitwyk op die dag as ek U roep. Dit weet ek dat God aan my kant is. Deur God sal ek die woord prys, deur die Here sal ek die woord prys. Amen. So alles gaan oor dit wat uit ons harte uitkom.
Dit wat uit ons hart uitkom, moet ons die Here God loof en prys. Amen. Amen. Prys die Here. Die definisie van lofprysing. Lofprysing is die natuurlike gevolg van 'n persoonlike, intieme verhouding met God deur sy woord. Praise is the result of a personal, intimate relationship with God through His word. Nee? Kolossense 3 vers 16, dis wat ek nou net aangehaal het. Hy sê vers 5 vers 6, die hoogste metode om 'n uiting aan te gee aan geloof is lofprysing. As jy iemand is wat 'n man van geloof of 'n vrou van geloof is, gaan jy die Here loof en prys. Amen. Iemand wat nie in lofprysing deurgaan nie, het nie geloof nie. Hebreërs 11 vers 6, kom ons lees bietjie wat staan daar. Hebreërs 11 vers 6. Dis amper klaar. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. Amen. Wie se skrif is daar? Myne. Baie lief vir daai skrif. Psalm 100, dit is in Afrikaans. Kom ons lees hom in Engels. Wie het hom 11 vers 6? Without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Wie prys die Here? Ek gaan 'n paar skriffies nou los. Dan gaan ons uit net om 'n bietjie tyd te spaar. Dan gaan ek aan wie prys om die sterre. Psalm 148 vers 3 sê die Bybel dat die sterre loof en prys hom. Dis planete. In ander woorde is die son. Weet jy hoe lyk 'n son? Waar bestaan die son? Dis nie 'n planeet nie. 'n Son is 'n ster. Waar bestaan hy? Plasma. Wat doen plasma? Dis 'n ontploffing. Aan mekaar is 'n ontploffing. Dis daai ontploffings, dis hoe ons God moet loof en prys. We can't contain it, moet soos 'n ontploffing binne ons wees, ons met die Here loof en prys. Die sterre van die hemel, al die sonne in die sterrestelsel loof en prys God. Die Bybel sê toe Johannes in Patmos staan en hy kyk om te sien hy die Here Jesus in 7 sonne in sy een hand. 7 sterre in sy een hand. Die Jesus wat ons sien is 'n mannetjie wat gekruisig is. Sy oë soos 4 vlamme. Sy hare so wit soos wol en hy hou 7 sonne so in sy een hand. Dis die God wat jou kinders kan gesond. Dis die God wat nou net die mense gesond gemaak. Bene verander het. Mense wat lewe niere gekry het in die kerk. Klapvoetjies wat soms so reguit gespring het in die dienste. Hier. Terwyl ons besig was met lofprysing en aanbidding. Jare terug het ons dienste in 'n kerk daarso en ek het 'n huiskerkie gehad. Ons besig om kerk te hou en een van my vriende bring 'n tannie daar, 'n ou tannie. En ek het die ou tannie by die Spar gekry daar by Green Hills. Dan loop sy met haar seentjie, toe haar seentjie so groot soos jy, staan met jou. Kom staan jy nou? Hy was nie so groot nie, kom nie. Hy was so goed. Kom nie. Ja, so, kom, jy sien, so. Sy nie mooi nie. Nee, is nie waar nie. Hy is 'n ouer dokter. Jy kry die tannie sweet en nie ek nie. En die tannie staan daar en sy en die seentjie is daar en hulle verkoop koeksisters. En dis hoe ek die tannie geken, maar ek het nooit geweet wat is haar agtergrond. En die aand toe sit by ons huisselletjie is, ons besig met die huissel en die sitkamer is gepak, meer mense as wat ons hier in het. Ons is besig met lofprysing en aanbidding, toe gaan hierdie tannetjie in en sy gaan so tussen die mense in en sy maak hierdie vrou met haar vrouendele gesond en hy gaan hierdie en maak hier gesond en sy gaan hier tussenin en toe sy klaar is en ons begin sit en al haar goede toekoms uit met haar getuienis, toe sê sy, weet jy my seentjie, dat was 'n Mongool. Hy was heeltemal misvorm, in mekaar getrek. Hulle moes hom voer met 'n lepeltjie, hy kon nie eens beweeg nie. Maar ek het
in die oomblik besluit dat ek gaan, een Sondag gaan ek kerk toe en die ander Sondag gaan kyk ek na hom en gaan jy weer kerk toe. En om die pot aan die kook te hou, het hulle hierdie goedjies verkoop en al die dinge, en nou is die seentjie al 'n groot seentjie, maar hy loop. Sy sê, want eendag toe ek by die kerk is en ek was besig om God te loof en prys, en my hande het ek geswaai en ek het die Here geëer en als. Toe sit my seun, my man, en kyk televisie daar by die huis, en hy hoor, soos die bene kraakie langs hom op die bank. En toe hy so kyk, toe sien hy ons koppie seentjie sy een been reguit. En hier gaan die ander been en dit word reguit. Hy hoor hoe kraak die beentjies en die handjies gaan, en die kind staan op en begin hardloop in die huis. Hy het nog nooit geloop nie. Bietjie terug hier, want hy het nooit skool gegaan nie. En hy is klaar al 'n groot seun. Maar hy is nie meer op die doeke nie, hy kan die toilet gebruik soos hy moet, en God het daai kind gesond gemaak, omdat die ouers, luister mooi, dien jy God en die Here sal jou kinders gesond maak. Dien jy die Here en die Here verander jou kinders. Miskien gaan jy dit nie sien nie, miskien gaan jy dit sien, ek weet nie, maar ek kan jou een ding sê, ek dien 'n wondergod. Ek dien 'n God wat daar die 3 seuns uit die vuuroond uitgehaal het, en toe hulle die vuuroond uitgekom is, het vanmôre ook gehoor, en die een van daai 3 seuns gaan vra en gaan skinder en stories aandra nie. Hulle het God se naam groot gemaak, al het hulle nie eens gestink na die rook van die vuur nie. Toe Daniel in die leeukuil beland het, toe sê ek sal my God loof en prys. Ek sal my knieë buig voor die Here God en voor geen ander beeld nie. Maar ek sal God dien. En as die leeu my opvreet, dan vreet hy my op, maar my God sal my bewaar. En die Here het die leeu se bek toegemaak, maar Daniel het God geloof en prys. Amen. Die valleie, die valleys. Jesaja 44 en 33, Psalm 65, 13 tot 14 sê die valleie, die valleys. Hulle loof en prys God. Berge sing, Jesaja 49, 13 en Jesaja 55, 12 praat van hoe die berge sing. Maar weet jy wat? Die berge loof en prys God. Die Here sê hy kan die klippe, hy van die kant van die klippe sê, mense maak, hy kan van die klippe sê loof en prys, maar as nie die klippe die rotse, toe hy die woestyn uitkom. En die duiwel hom versoek en gesê, sê vir die klippe, word bloot. En allerhande ander versoekings wat ek en jy nie eens ken nie. Dis maar 'n paar wat geskryf is, wat van al die ander. Die bome sing 1 Kronieke 16 vers 33. Die hemele sing. Die hemele sing Jesaja 44, 23 en Jesaja 49, 13. Die pynhope sing, sê Jesaja 52 vers 9. En dan die see, die golwe van die see, prys die Here, Psalm 98, 7 en 1 Kronieke 16, 32. En selfs die voëls, sê die Bybel, loof en prys God in Psalm 104, 12. Wie is die mens? As al hierdie goed, God loof en prys, wie is die mens? Of jy, om God nie te loof en prys nie. Wie dink jy is jy? Hoe kan jy God nie wil loof en prys nie? Ek wil dit weet. As dit wat God, wat nie is 'n siel of 'n gees in hom het nie. God loof en prys, en van hulle het 'n siel soos die voeltjies en goed, maar daar's goed wat niks het nie, die klippe, die bome, die al die goed het nie 'n siel nie, en hulle loof en prys God, maar ek en jy wat 'n lewendmakende gees ons lewend gemaak het, wil God nie loof en prys. Ons wil dit doen wanneer dit ons pas. Soek, kry, hê, dis wie ons is. Here, ek soek dit. Kan ek dit kry? Ek wil dit hê. Wat van, Here, ek loof en prys U, because I know the plans you have for me. Amen. Ek wil die kies begin. I know the plans you have for me. Ek het geen nodig om te vrees vir niks nie, want ek ken die planne wat U vir my het, Here. Ek weet wat dit is.
woordjie halal in Hebreëus. To loud, boast, celebrate, to be glamorously foolish to shine. Dis halal. To be, jy moet foolish wees vir mense. Hulle het Dawid gespot as hy so sing met sy harpie en goed. Maar weet jy wat, as hy so sing het die duivels gevlug. Amen. So wil het kalm geword. Halleluja, daar is 'n I tussen halleluja, het jy geweet? Het jy geweet dat die woordjie ja, is eintlik hoe God se naam begin, ja, nee. Halleluja. Jy prys God as jy sê halleluja. Die I tussen beteken dit is 'n spontane uitbarsting. Jy kan nie halleluja is baie oulik. Maar wat van halleluja? Dit moet ook daar wees. Skree 'n bietjie voor. Gee uit met dit wat binne in jou is vir die Here. Hilal, meer as 50 keer in die Bybel. Om lofliedere te sing in jou moedertaal, sowel as in jou hemelse taal. The singing of halals, dit is Psalm 22 vers 3 en vers 4, hy woon onder die lofsange van Israel. Zamar, it means to pluck the strings of an instrument. As jy die wat nie weet, ons speel ons gitaar in die kerk nie. Dit is waar dit vandaan kom. 40 keer in die Ou Testament. 1 Kronieke 16 vers 9 sing, sing to him, sing psalms, Zamar unto him, talk ye of all his wonderful works. Wondrous works. Shabach, 7 keer in die Ou Testament, to shout or address in a loud tone, soos ek nou net genoem het. Ek wil afsluit met ietsie wat ek hier geskryf het. Hier is baie nog wat ek kan gaan, ons kan dalk net die hele nag gaan, maar ek wil hier nie afsluit. Aanbidding. Aanbidding is die uitgiet of uitvloei van jou hele wese. Ons gaan nou sing, ek wil hier met dit toepas. Niemand gaan vir mekaar kyk nie, as iemand vir my kyk, so wat, ek doen dit nie vir jou nie, ek doen dit vir Jesus. Amen. Aanbidding is die uitgiet of uitvloei van jou hele wese, gees, siel, liggaam aan God in sy teenwoordigheid. Worship is the outpouring in Engels, or outflowing of the whole being, spirit, soul and body in the presence of God. Om aan aanbidding te wees, beteken juist in die diepste plek van intimiteit met God. Jy kan nie in 'n dieper plek wees van intimiteit met God, as wanneer jy in worship is nie. Met ander woorde, waar is jy dan? Jy is in die allerheiligste. Amen.